gaan nie vir jou opjaag en voor jy gaan sit. Kyk gaan vir jou langs jou. Sê, wow! Right, dat is lekker. Dan kom ons aangaan met die diens. Anyway, ek is in plek neem. Ek lach altyd en sê, dit is my moeilikste diens. Kyk, ek weet pastore en doen die spreek iemand dat die slaap. Ek doen dit nie. Maar glo my oujaarsdag nagsukkel ek. Amen. Ek is so blij van die huis van die Here te wees. Daar is geen ander plek waar ek my jaar wil begin nie. As in die teenwoordigheid van 'n lewendige God. Amen. Halleluja. Ek is so bly. Kom ons gaan vanaand door na die woord van die Here toe. En ek gaan 'n gedeelte vir jou saam lees. Maar ek dink voordat ek kom lees, wil ek 'n paar goedjies net eers sê. Het jy al gesien as mense, ek is nou bang te sê vrouens of mans of mense, op 'n sekere stadium in hulle lewens kom, dan probeer hulle om te verander. Dis haarkleur, en dis 'n diet, en dis mos nuwe jaar, so, hulle sê mos, as jy 'n goeie dieet soek, vra enige dik ou. Hy het 'n leer vol dieete. Nie een werk nie, maar hy het hom. Jy weet, maar waaroor dit gaan is dat, wanneer ek hierna gaan sit en kyk en hieraan begin dink, toe begin het in my hart op te kom, dat die snaakste mense so groot begeerte het om te verander, maar hulle doen dit op die verkeerde plek. So, as jy my vra wat is ons tema vir die jaar wat kom, sal dit wees veranderde lewens. Iemand het my 'n vraag gevra, en hierdie het my nogal laat dink, hy het gevra, as hulle vandag godsdiens of Christenskap verban, sal daar genoeg bewyse teen jou wees, dat hulle jou kan vonnis? Dis nog iets om te gaan dink. Lewe jy van so aard, dat hulle kan sê, okay, hy is 'n kind van God, of sy is 'n kind van God. So ek gaan vanaand praat oor veranderde lewens, 2 Korintiërs 5, vers 17. Begin met hierdie gedeelte, dan sê hy, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Kyk, so, hy praat hier, en hierdie het my geruk, want hy sê, alles het nuut geword. Kom ons bid saam. Vader, wat wonderlike voorreg om verander in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons vanaand kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid en vra, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal vanaand hoor en verstaan wat U van ons vra. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Right. So, my bewys dat jy wakker is 'n amen of halleluja as vir nou en dan. Okay. So, as ek sê net amen, asseblief weet, ek wil worry so met jou hier. Okay, hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Nou hier het my dadelik laat dink, van wie wat, daar is soveel mense wat tot bekering kom op 'n daaglikse basis, maar hy verander nie. Daar is soveel mense wat in die kerk sit en hy verander nie. Daar is soveel mense wat verklaar, ek is 'n kind van God, maar hy verander nie. En dadelik het my hart begin pla, want ek wil weet, waar het ek verander? Jy sien, ek het so 'n bietjie gaan sit en dink daaraan, want ons nogal snaaks dat die wêreld die dinge van gister vat om my môre te bepaal. Kan ek dit vandag vir jou sê, die dinge wat gister gebeur het nie stemreg op die dag van môre nie. Die dinge wat gister gebeur het, kan nie bepaal
So die oomblik toe hier dan gaan sit en dink, toe begin die Here met my te praat en te sê, ek wil hê, jy moet verander. En dadelik het by my opgekom, Here, ek dink ek het al redelik verander, maar ek glo nie ek is waar ek wil wees nie. Jy sien, die eerste ding waar ek vanaand moet verander, is in my gedagtes. Die Bybel sê, vernuwe jou denke elke dag. So, kan ek maar vandag vir jou sê, ons grootste oorlog, ons grootste stryd, ons grootste probleme, ons grootste goed, waarmee ons sukkel, is in ons eie kop. Want dis die grootste geveg wat ek daagliks beklei. Want jy sien, daar sekere goed wat ek wil doen, dan doen ek dit nie vir die rede, ek baseer dit op wat gister gebeur het. Ek weet nie van jou nie, maar ek het 'n besluit gemaak, ek weier om vanaand te gaan sit en my toekoms te baseer op my verlede. Ek het so 'n bietjie met iemand gepraat in die week, en die persoon het my gevra of het ek al gaan kyk, wat is die geestelike betekenis van 26? En ek het gesê, nee, ek weet nie. En ek wil hê dat dit gou vir julle opgooi daar, asseblief, Gerda. Daar staan, 26 is the number. It's an invitation to bring yourself back to a place of wholeness and a beautiful soul balance. Dis wat nommer 26 beteken. Hy sê daar so, dis 'n invitation, dis 'n uitnodiging vir jou om terug te kom op die plek, om terug te kom na die plek toe waar jy kan sê, ek voel ek is heel. Weet wat is sleg? Ons leef in 'n wêreld waar gebrokenheid ons dryf. Ons leef in 'n wêreld waar dinge is gebroken. Pastoor, waarvan praat jy? As ek kyk na die paai, as ek kyk na enigiets, dan raak ek onstuimig in my gees, dan dink ek, dit was nie so nie. Maar weet wat? Dit het tyd geword dat ons terugkom na die plek toe. Laat ons terugkom na die plek toe waar ons kan sê, ek is volmaak in Christus Jesus. Nie omdat ek iets is nie, maar omdat hy my volmaak gemaak het, omdat hy my gevat het en verander het, toe ek gedink het, ek sal nooit kan verander nie. Weet jy wat spel met die mooiste? As iemand tot bekering kom, en hy kom werklik tot bekering, en hy begin verandering toon in sy gedrag. Jy sien, dit het my nogal so 'n bietjie laat dink, van wanneer daar verandering in die gedrag begin kom, dan is verandering nie aan die buitekant nie. Dit begin aan die binnekant. Jy sien, en wanneer verandering aan die binnekant begin, dan weet ek, dis blywend. Jy kan jou hare daai soos wat jy wil, hy gaan weer uitgroei. Hy daai gaan weer uitwerk. Jy kan daai warpaint aansit en jy kan polyfinger en jy moet in die swembad klim of jy moet gaan shower. Ek het nou so 'n ding gehoor, hulle sê, hierdie kind huil elke naweek onophoudelik. Hulle vra vir hom, wat soek jy? Hy sê, ek soek my ma. Hulle sê, maar hoe, jou ma's dan nie? Dit is nie my ma nie, want sy ma lyk elke oggend so mooi opgemaak met die make-up en goed, maar naweek het hulle sleg sê so bietjie. Dan lyk sy nie meer dieselfde nie. En dadelik toe ek hier aan begin dink, toe dink ek by myself, ek wonder hoeveel van ons lyk dieselfde as ons uitstap in daardie 2 deure as wat ons ingestap het. Ek wonder hoeveel van ons lyk nog op 'n Woensdag of 'n Donderdag of op 'n Vrydag of op 'n Saterdag om die braaivleisvuur nog dieselfde as wat ek gelyk het toe ek my hande in die lug gesteek het en gesê, loof die Here, want hy is goed en aan sy goedheid is daar geen einde vir my nie. Jy sien, veranderde lewens, Gerda, skies, ek wil net iets my terug gaan na die skrif toe. Veranderde lewens sê alles het niet geword.
Weet jy wat is my die mooiste van lente? Daai eerste bloeisels. Daai eerste blaadjies. Daar's niks so mooi soos dit nie. Kyk vir vriende langs jou. Sê vir hom, jy is 'n bloeisel. Dan ben ik in de bakken. Nou voel ik van ons nog niet goed. Man zei, ik ben een pinkbloeisel. Je ziet wat zo'n bloeisel is. Dat is een Want waarover dit gaat is vanavond. Is wanneer ik in Christus Jezus is, zal die verandering zichtbaar in mijn leven wordt. Als je me niet gelooft niet, ga kijken met zijn Handelingen 9. Daar was 'n man met die naam van Saulus, wat Jezus vervolg het. Hy het gegaan en hy was daarop uit om hulle wat Jezus gevolg het dood te maak. Hy was by gewees toe hulle Stefanus met klippe doodgooi. Hy was by gewees toe hulle daar gestaan het en hom gegooi het en Stefanus opgekyk het en gesê, ek sien 'n geopende hemel. Maar die oomblik toe hierdie ontmoeting word meer as net 'n verbyloop. Ek het nog 'n vreeslike kom in gesig. Ek loop baie keer in die mall, dan sê hy vir my, hy bestuur gaan en dan dink ek, hallo? Ek raak nog nie my lewe gesien, maar hallo, goed met jou. Wil jy vir hom sê, ek ken hom nie, maar hy nog niet. En dis nie omdat ek nie opleidend is of nie my gemeente ken nie, want dit is definitief een gemeente lid, dit kan ek gewaar word. Maar dit is iemand wat ook 'n jaar of 2 terug op 'n begrafenis was, of 5 jaar terug, en dan loop hy my aan en sê, hallo pastoor, hoe gaan dit? En ek sê, ja, goed en jy. Want ek weet nie wie hy is nie. Maar dadelik kom het by my op, dat baie keer in ons lewens, het ons 'n brush past met Christus. Saulus het nie 'n brush past gehad nie, daar het verandering in sy lewe plaasgevind. Wat het gebeur? God het hom tot stilstand gebring, deur hom blind te maak. En die oomblik toe hy blind is, toe kan hy nie op sy eie krag staat maak nie. Weet jy wat is ons grootste probleem? Kan ek vir jou sê, 2026, wat dink jy daarvan, pastoor? Het gaan 'n harde jaar wees, maar ons is daar. Jy gaan op jou eie krag staat maak as jy so sê. Kan ek vanavond vir jou sê, as ek 'n veranderde lewe het, gaan 2026 'n jaar van oorwinning, en blydskap, en liefde, en krag, en genesing, en oorwinning wees, soos nog nooit van tevore. But I need to change. Jy sien, dit moet my dadelijk laat dink, want ons dink nie altyd aan nie, jou vryheid, hoor wat ek sê, jou vryheid beïnvloed ander mense. Dis snaaks dat die besetene van Gadara deur almal gevrees was. As hulle hom sien, die kant op kom, daar kan hulle nie kom. Hy het die klere aangehad nie, hy was met kettinge vas. Dis snaaks dat ons baie keer as ons sien iemand is op dwelms, of iemand is 'n bietjie op 'n plak, dan dodge ons om. Want gaan hy ook klap gee, dit is waar ek vanavond is. Ons loop na die verkeerde kant toe. En dadelik toe hierop begin dink, toe begin het my op te kom, wat sou gebeur het, as Jesus aan die kant op gestap het? Daar sou geen verandering in die besetene van Gadara se lewe kon plaasvind nie. Maar die oomblik toe Jesus hom vat en hom vrymaak, is
wat die eerste ding wat hy doen? Hy het teruggegaan in die dorp in, na sy gesin toe. Kan ek dit vandag vir jou sê? Die vyand, jou lewe is besig om mense weg te stoot van jou af, wat jou lief het. Hy lok die goggas. Iemand het duidelik gesê, hoe kan jy soos iets uit baie makkelijk? Hou op drink, dan kyk jy hoeveel pelle het jy nog. Ons het baie keer pelle op grond van wat ons gee, of van wat ons sosiale kies. Stop het. En kyk hoeveel van die pelle bly oor. Nie een, maar ja. En dadelijk toe ek hierom begin dink ek, dis snaaks, nie net sy familie is daardeur beïnvloed toe hy vrygekom het nie, maar die hele stad het daarvan geweet. Kan ek het vandag vir jou sê, en ek bedoel het nie lelik nie, maar baie van ons loop soos mense rond, wat so pas in Egypte uitgekom het. Slawe van. Verandering gebeur nie oornag in ons proses. Dis snaaks dat God gegaan het en toe Moses in die woestyn is, toe laat hy 40 jaar in die woestyn rondloop. Pastoor hoekom? Vir hierdie rede, hy moes afbreek wat vir hulle normaal was. Sodat hy 'n nuwe normaal kon skep wat vry is. Hulle het nog 'n ding so slawe. Hulle het nog 'n redeneer so slawe. Kan ek het vir jou sê, en vergewe my dat ek het sê, baie van ons wat vanavond hier sit, redeneer nog so sondaars. Dat is weet nie, man. Ons redeneer nog soos mense wat nie vry is. En daarom het ek vanmiddag voor die Here net, toe sê die Here, breek af. Al moet jy my breek tot die grond toe. Dis okay met my. Want ek weet dit wat jy gaan bou, gaan volmaak wees. Ek moet begin klaarmaak. Want jy sien, verandering kom partykeer met verantwoordelikheid. 'n boom wat bloeisels dra, kan nie net blare voortbring nie. Jy het geweet. 'n boom wat bloeisels gee vrugte. Ons grootste fout wat ons as kinders van die Here het. Ek het eendag met 'n oom gestaan praat, 'n boer wat met persbome geboer het. En terwyl ek in die oom staan, is hulle besig om te snoei of hulle het klaar gesnoei en goed. En toe hy daarom staan toe, loop hy na die boom toe en hy breek 'n paar bloeisels af. En ek sê vir hom, "Oom, kom doen jy dit? Jy was nog minder pers tussen nie." Toe sê hy, "Ja, maar hulle het gaan bly, gaan groter wees." En ek vra vir hom, "Hoe weet jy wanneer het jy genoeg afgebreek?" Hy sê, "Wanneer daar genoeg spasie is, dat twee van hulle langs mekaar kan sit." En dadelik, te begin ek daarom te dink, van weet jy wat, is baie kinders van die Here se probleem. Ons breek af, omdat ons te bang is om vrug te dra. Jy sien, jy het nie vanaand jou vrug nodig en ek nog nooit gehoor van 'n appelboom met appels eet nie. Maar die ou wat verbygaan, het nodig wat jy dra. Verandering kom
verandering het plaasgevind toe Jesus aan die kruis is. So waarvan praat jy? Jou vloeke het verander in 'n seën. Jou gebrokenheid het verander in genesing. Jou siekte is heeltemal vervang. Jou kettinge het geopende deure gehad. Maar dit vat baie keer 'n donker plek waar niemand jou pla nie. Hoekom sê ek dit vanaand vir jou? Kan ek dit? So ontstaan as jy in 'n gat is daar niemand by jou nie. Laat dit jou goed gaan dat jy baie ouens om jou. As jy begin 'n gat is, hou jy jou eie pity party. En terwyl ek vanmiddag voor die Here lê, toe sê die Here vir my, dis in jou duisternis, dis in die donker plekke waar met verandering kan begin. Jesus het die doodryk ingegaan as iemand wat oorwin was. Wat dood het oorwin. En in 'n donker plek waar niemand verandering verwag nie, het hy opgestaan en oorwinning behaal oor grafhel en dood. Ek dank God vir die donker plekke in my lewe. Kyk vir jou langs jy, ek sien iets boog. Kyk vir hom, sê hom is nie nog, word wakker, en sê, dis in jou duisternis, in jou donkerste plekke, in die plekke wat jy gevoel het, jy weet nie of jy gaan uitkom nie, maar God die verandering gaan begin. Moet nie verwag, jy gaan 'n mooi slender liggaam kry, of mooi hare nie. The change is going to be on the inside. Jy sien 'n veranderde lewe gee my die reg om vanaand te kan sê, ek is nie wie ek was nie. Ek was dalk deur die vuur, but you can smell my clothes. I don't smell like smoke. Ek was dalk deur die water, waar jy kan kom voel, ek is droog. Ek was dalk deur 'n modderslet, waar jy kan kom kyk, hy het my skoon gewas, met sy kosbare bloed. Ek was dalk verlore, maar hy het my gered, met sy dierbare liefde en genade. Mag ek vanaand iets sê, moet my asseblief net met die klip gooi, omdat ek nie preek met jy wil hoor nie. Kan ek jou vanaand vertel, hoekom mense nie verander nie? Want hy nog nooit met homself klaargemaak nie. As daar een begeerte in my hart is, as jy vanaand vir my vra, Ben, wat is jou grootste begeerte of jou grootste nuwejaarsvoorneme? Sal dit wees, I want to change to become the biggest servant. Maar verandering gaan binnekant begin.
So ek gaan vanaand 'n snaakse ding doen. En ek gaan jou vra, jou pertinente bron uitvra. Is jy bereid om te verander? As ander na jou kyk, want ek kan sê, is dit dieselfde man of vrou wat ek leer ken het? En jy sien, ons is so geneig om ons verlede te gebruik om ons toekoms te bepaal. As ons verhaal klaar met 2025, het hy geen seggenskap in 2026. I've made my decision en ek het my streep in die sand getrek. Tot hiertoe was ek dalk 'n slegte mens. Tot hiertoe het ek dalk nog nie verander nie. But I'm gonna change. So jy vanavond weer sit en sê, Here, ek wil verander. Steek die hand op God. Dankie vir die hande wat reg met die gehoor opgaan. En ek wil vraag, as jy hand opgesteek het, sal jy gou saam opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Onze Vader, wat in die hemel is, ek kom vanavond na U toe, Here. Miskien lyk ek nog precies dieselfde as wat ek 5 jaar terug gelyk het. Of 10 jaar terug. Dalk 'n maand terug. Maar ek wil vanavond kom en bid en vra, verander my lewe. Here, ek wil vanavond begin te vra, diep binne in my, begin met my. Here, dat ek sal kan getuig, ek is nie dieselfde as gister nie. Ek het verander. Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, want daar is niemand soos U nie. Here, maak hierdie ons droom en ons strewe vir 2026. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus en ek dank U daarvoor. Amen, amen. Ek kan die sitplekke neem en vra dat die ouens wat saam met die nagmaaltafel bedien na vore gaan kom asseblief. En vir ons dadelijk begin broodjies uitdeel vir die lede. Ons het so 3 minute oor tot en met die nuwe jaar. En ek wil jou vra as jy jou broodjie vat, moet asseblief nie jou broodjie dadelijk eet nie. Hou in jou hand. Vir die rede, ek wil graag hê ons moet almal saam die broodjies vat en gebruik, want ons die nuwe jaar ingaan. Dankie, Colinda. Die nacht wat hy verraai is, het die brood geneem en gebreek en het gesê, neem eet, hierdie is my lichaam. En wat 'n mooi gebaar was om te dink dat hy iets binne in ons geplaas het, wat ons toekoms bepaal nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek gaan nie vanavond hier uitstap as dieselfde nie. Ek gaan vanavond hier uitstap anders. Ek gaan vanavond hier uitstap veranderd. Waarom? Want hy het my verander. Ek kan nie op my eie doen nie. Ek kan nie net 'n besluit maak en sê, but I'm gonna change nie. Ek moet op die plek kom waar ek bid en sê, Here, verander my in die naam van Christus Jesus. So as jy vanavond jou broodjie hou in jou hand, asseblief, ons wil 12 uur graag saam en die broodjie saam eet. Amen.
hom gaan ek verander van binne in 2026. Kom ons hier opstaan. Ek wil vanavond vir u sê welkom in 2026. Dis 'n voorreg